Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend so 'n bietjie afwyk van die normale geuite manier, en ek wil net so eers ter inleiding, voordat ek saam lees uit die woord van God, net so 'n paar gedagtes in die midde laat, en ek wil vanoggend begin met 'n vraag. Hoeveel mense in Suid-Afrika besef nog regtig waaroor byvoorbeeld 16 Desember gaan? Meeste van ons sê dit gaan oor die herdenking van die gelofte, daarvoor die slag van Bloedrivier. En dan moet ek vir u vanoggend sê, dit is waar, maar dit is net 'n halwe waarheid. Die oogmerk was nooit om die gelofte as sulks te herdenk nie, maar om God te vereer vir die oorwinning wat hy uit loutere genade aan daardie klein groepie mense geskenk het. Natuurlik was daar 'n bepaalde historiese konteks, en daarom is dit verstaanbaar dat die fokus van nature sou val op die volkere wat teen mekaar te staan gekom het, en 'n volkskultuur wat daarop sou volg. Maar so breek daar in 1994 'n nuwe era aan, en Geloftedag word herdoop na Versoeningsdag. Dit is goed dat die dag herdenk word, maar dit is jammer dat 16 Desember se fokus nou op mense en volke se verhoudings met mekaar probeer ingeskerp word. Sou dit nie soveel beter gewees het as ons dalk eerder gepraat het van Verlossingsdag pleks van Versoeningsdag nie? Want ons herdenk die verlossing wat God gebring het aan mense wat niks daarvan verdien het nie, maar wat in die geloof op hom vertrou het toe hulle in diep nood gedompel was. God se verhoring van gelowiges se noodgebede is eintlik 'n refrein deur die hele Bybel. En 16 Desember herinner ons dat ons nog steeds so in ons eie tyd vir elkeen wat hom in opregte geloof aanroep, vir my en vir jou persoonlik, in enige, maar ook in alle nood op ons lewensgoed kan staatmaak. In die Bybel is daar noodwendig baie voorbeelde daarvan, en daarom wil ek vanoggend die voorbeeld van koning Josafat gebruik, en ek wil nou vra dat u die Bybel oopmaak by 2 Kronieke hoofstuk 20. 2 Kronieke hoofstuk 20, en dan met hierdie inleidende paar woorde in gedagte, dat ons dan saam lees vanaf vers 1. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van die ander kant van die see, van Edom af, en kyk, hulle is al in Haseson-Tamar, dit is En-Gedi, het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan, in die huis van die Here voor die nuwe voorhof, en hy sê, Here, God van ons vaders, is u nie God in die hemel nie? En is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u staande kan hou nie. Het u, onze God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitverdrywe, en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie? En hulle het daarin gaan woon, en daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou, met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. Ek gaan net tot sover lees, u is welkom
om by die huis die hele hoofstuk te lees, want dit bring vir ons 'n groter prentjie van die konteks waarin hierdie goed gebeur het. Jy weet, geliefdes, as ons kyk na hierdie geleesde gedeelte, dan is die vyande wat hier opkom om Josafat hulle te kom aanval, eintlik almal ou familielede. Moab en Ammon is die nageslag van Lot en Abraham se neefie. Die Meuniete van die Seirberge in die land van Edom af is Esau se nageslag. Nou wil hulle Josafat en die hele Juda kom inpalm. Hulle is naby en hulle is 'n groot menigte wat bymekaar kom. En dan lees ons in vers 3, en Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Wat doen 'n mens wanneer jy bang word? Wanneer jy te doen kry met iets waarvoor jy eintlik nie regtig kan sien nie? Hoe reageer ek en jy as hierdie dinge oor ons pad kom? Meeste van die tyd soek ons hulp by iemand of iets met wie jy 'n baie goeie verhouding het. Iemand wat jy kan vertrou, wat jy op kan staat maak, nie by vreemdelinge en verlangse kennisse nie. As jy 'n persoon is wat van geaardheid jou eie planne maak en dit uitvoer, dan maak jy ook hier 'n plan wanneer jy in benoudheid is. As jy dalk iemand is wat gereeld by vriende, baie goeie vriende kuier, dan gaan soek jy hulp en raad by daardie goeie vriende wat jy kan vertrou. As jy dalk iemand is wat jou vreugde of jou ontspanning soek in drank of in kos, dan gryp jy na die bottel of jy stap na die yskas en jy gaan eet in jou benoudheid. En weet jy, dis nie heeltemal anders met die kinders van God nie. Ons soek ook hulp by die bekende. En as jy God se kind is, as jy heeltyd weet en leef in sy teenwoordigheid, as jy gereeld en gedurig met hom gesels in gebed en na hom luister uit die Bybel, dan reageer jy deur met hom te praat en by hom hulp te soek wanneer hierdie krisis oor jou pad kom. Want ons weet mos, die almagtige God is by jou. Hy's om jou, maar hy's ook in jou. Hy is nie iemand wat daar ver is en wat jy hier en daar dalk al van gehoor het nie, of met wie jy so nou en dan dalk al te doen gekry het nie. Nee, hy is ons Vader. Hy is altyd deur sy gees by jou. Hy ken sy kinders en sy kinders ken hom in 'n intieme verhouding elke oomblik van elke dag. En so was Josafat deur sy hele lewe gewoond daaraan om by God navraag te doen en in die Bybel ondersoek in te stel oor wat hy voorskryf, en daardie hy met 'n hoofletter. God was nie vir Josafat 'n vreemdeling of maar net 'n kennis van wie hy geweet het nie. Nee, hy was vir Josafat 'n bekende, 'n persoon met wie daar 'n intieme verhouding was. Daarom gaan Josafat dadelik na God toe wanneer hy raad en hulp nodig het in sy benoudheid. En dis wat 'n gelowige doen. Dit is wat pas by kinders van God se huisgesin. En nie net Josafat nie, maar die hele volk. Lees ons verder in vers 13, wat ek nou nie vanoggend gelees het nie. Daar staan uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra, sê vers 4. Vers 13 sê die hele Juda en hulle afhanklikes, vroue en kinders, het daar voor die Here gestaan. Jy sien, beleef ons nie so ietsie van die gemeenskap van die gelowiges nie? Beleef ons nie so ietsie van 'n samekoms van hulle wat dieselfde dink en dieselfde glo nie? In sy gebed erken Josafat God se almag en ook sy heerskappy. Hy herinner die Here aan sy verbond en veral aan sy beloftes dat hy sal luister as sy volk in nood is en hom aanroep om hulp. En dit is die rede vir Josafat se vertroue. Hy ken God en al God se beloftes. Hy ken God se getrouheid en sy liefde.
Nou my liewe broer en suster, is ek en jy al daar, in die krisisse wat ons in ons lewens ervaar, dalk by die werk, dalk by die huisgesin, die krisis wat jou op hierdie stadium weerhou om jouself te kan wees, is ek en jy al daar om by God te gaan aanklop om hulp? Is ons verhouding so intiem dat ons geag word gesin van Jesus Christus? Josafat praat nie maar net in die wind nie. Hy ken die almag en die genade van God en dit gee vir hom die vrymoedigheid en dit gee vir hom sy hoop. Hy lê hulle nood voor die Here neer en hy vra dat die Here hulle sal help. Vers 12 sê ons weet nie wat moet te doen nie. Ons oë is op U gerig. Is my en jou oë al gerig op die Here wanneer ons in 'n krisis is? Is jou en my oë al gerig op God wanneer ons 'n lewensveranderende besluit moet neem in terme van hoe en wat die toekoms vir ons inhou? Die Here antwoord nie noodwendig altyd dadelik nie, maar hierdie keer wat ons hier lees, verder aan in die hoofstuk, daar vanaf vers 14 tot 17, antwoord die Here dadelik. Hy sê, moenie bang wees nie, hierdie is nie 'n saak vir julle nie, maar vir my, vir God. Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Trek hulle môre tegemoet, die Here sal by julle wees. Josafat en die volk kniel en buig voor die Here in eerbetoon. En wat doen hulle die volgende oggend? Want onthou nou, niks het nog regtig verander nie. Daar is nog steeds hierdie menigte wat besig is om te versamel en wat gereed staan om Josafat en sy hele leer uit te roei. En tog het alles verander omdat die konteks anders is. Die Here se beloftes verander alles vir mense wat op hom vertrou. Ek weet nie dalk van jou nie, maar ek staan verstom oor wat daardie volgende dag gebeur het. Dis een ding om volmoed en opgewonde uit die tempel te loop na 'n vurige gebed van die koning en dan die bevrydende profesie van verlossing te hoor. Maar dis heeltemal 'n ander ding om na 'n lang donker nag van onheil die volgende oggend steeds nie bang te wees nie en op te tree asof die oorwinning reeds behaal is. Dit, my broer en suster, is geloof in aksie. Dit is wat God van jou en my as kind van God verwag word. Nadat Josafat hulle aangemoedig het om die Here te vertrou, begin hulle optrek en hulle stap die vyand tegemoet. Dink jou net in. Hulle is nog steeds maar 'n handjievol, soos wat daardie groepie by Bloedrivier was. En dis 'n menigte wat een doel voor oë het, en dis om hierdie klein groepie uit te wis. Die omstandighede het niks verander nie. Hulle is op pad na die slagveld teen 'n menigte. Gister het hulle gebewe van vrees. Vandag loop die sangers en die orkes heel voor. Dit is so asof ons in ons gedagtes wil sê, is dit nie waansinnig nie? Is hierdie mense nie dom as strand nie? Hoekom doen hulle dit? Want hulle neem God op sy woord. Hulle glo, hulle vertrou met sekerheid. Hy het deur die Lewiet gesê dat hy by hulle sal wees en dat hulle moet kyk na die oorwinning van die Here. Opregte geloof, my liewe broer en suster, verander jou gedagtes, jou vrese, jou woorde, jou optrede. In Hebreërs 11 vers 1 lees ons, geloof is om seker te wees van dinge waarop ons hoop en oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dit is asof die Here gewag het vir hierdie sigbare, onverskrokke bevestiging van hulle geloof. Dis asof die Here vanoggend vir u en vir my sit en wag om te sien, gaan ons daardie tree neem in geloof. Want toe die sangers begin sing, toe bring die Here chaos onder die vyande. Josafat en sy manne sing sonder dat hulle weet wat die Here besig is om te doen. Al is God reeds besig om die oorwinning te bewerk, sien hulle nog niks, maar hulle glo en hulle sing.
Eers toe hulle by die uitkykpos kom, en hierdie magtige vyand soek wat dan nou saamgetrek het, toe sien hulle net 'n klomp lyke lê. Toe hulle by die moeilikheid kom, toe is daar nie meer moeilikheid nie. God se oorwinning was volledig en in oorvloed. Hy roei nie net die bedreiging uit nie, hy gee hulle soveel oorlogsbuit, dat hulle dit nie eens alles kon dra nie. Die plek waar hulle vir die ondergang gevrees het, word nou 'n lofdal waar hulle die Here loof. En soos dit hoort by gelowiges, by die volk van God, by sy huisgesin, sy gemeente, soos wat dit hoort by jou en by my, gaan hulle in dankbaarheid en lofprysing terug na sy tempel. Die simbool van sy teenwoordigheid, die plek waar hulle hom saam aanbid en saam verheerlik. En daarom het ek vir broer Dani gesê, ek sien verskriklik baie nuwe gesigte, hieronder en daarbo. Ons is so dankbaar dat u saam met ons weer by mekaar kom, in dankbaarheid, dat ons God kan eer en kan loof. Gelowiges wag nie vir moeilikheid, om dan eers na God toe te hardloop nie. Nee, soos kinders in sy huis leef hulle altyd in 'n persoonlike verhouding met hom, aanhoudende en gedurende gebed met hom, in 'n konstante soek na sy wil in ons lewens. En dit is in die hele skrif. Maar geloof is om hom dan op sy woord te neem, en hom so te vertrou, dat jou vrese en jou begeertes, jou woorde en jou optrede, bewyse sal wees van jou sekerheid, wat hy beloof. Is ek en jy al so seker, dat God met ons is, dat hy Immanuel is, sonder vrees, sonder skaamte, maar met sekerheid. Geloof vind vreugde in die Here en sy beloftes, selfs lank voor die beloftes waar geword het. Hierdie gebeurtenis van Josafat en Juda, en net so ook die gebedsverhoring daardie dag of daar met die slag van Bloedrivier, leer egter nie dat die Here altyd vinnig red en altyd die oorwinning gee nie. Dink maar aan Daniël en sy vriende, wat nie die beeld wou aanbid wat koning Nebukadneser gemaak het nie. Toe Nebukadneser dreig om hulle in 'n vuuroond te verbrand, toe antwoord hulle hom in Daniël 3 vers 17 en 18, en daar staan, en ek haal die nuwe vertaling aan, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u opgerig het, sal nie aanbid word. Liewe broer en suster, God kan ons red. Maar selfs al sou hy nie red nie, dan leef gelowiges steeds onverskrokke en in vertroue op hom, sonder enige vrees. Wat is dit wat jou dalk nou angstig maak in die lewe? Wat is dalk jou nood? Is dit dalk verhoudings met ander mense? Is dit dalk versorging en nood om vanaand en môre kos op die tafel te kan hê? Is dit vir ons boere droogte en misoeste? Is dit swak punte in die eksamen vir ons studente? Is dit dalk vir ons werkendes mense wat hulle werk verloor het? Is dit dalk siekte of lyding van iemand vir wie jy verskriklik lief is? Wortel jy dalk met die afsterwe van 'n verskriklike groot geliefde in jou lewe, jou worteling met pyn en eensaamheid of hartseer? Is dit dalk verhuising wat voorlê of wat pas afgehandel is? Dalk 'n nuwe skool? Dalk is dit jong mense wat die huis die eerste keer moet verlaat? Wat doen jy daarmee? Soek jy uitkoms by die Here en vertrou jy hom wat mag het oor alles om te gee soos en wanneer dit hom behaag? Wys jou lewe hierdie onverskrokke vashou aan hom en aan sy beloftes? Kan mense sien dat jy jou uitkoms van God verwag,
terwyl jy aanhou woeker en woel met dit wat hy vir jou gee, al is dit hoe min en hoe skraal. En ek glo, soos in my voorbereiding, dan kom die vraag by jy op, maar hoe kan ons dit doen? Dit kom net deur die Gees van Jesus Christus wat in ons woon. Dit is tog wat ons in Filippense 2 vers 13 lees. Dit is God wat in julle wil en in julle werk, om te werk in sy welbehae. Die nuwe vertaling sê, dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. En hoe maak hy bekwaam? Of liewer, wanneer doen hy dit? Dink maar aan 'n atleet. Geen atleet wag tot die dag van die wedloop om dan eers te begin hardloop nie. Atlete berei voor deur toegewyde en harde oefening en goeie afrigting met aanmoediging en raad van ander atlete. En presies net so is dit met die spiere van geloof en vertroue ook. Hoe is dit dat soveel gelowiges op die rusbank van die lewe sit sonder gereelde en toegewyde gemeenskap met God? En as die nood dan toeslaan, is hulle geloofsspiere pieperig swak en is selfs geringe beproewing vir hulle soos 'n molshoop wat 'n berg word. Berei jou voor sodat jy God se verteenwoordiger sal wees en dat jy sy beeld kan gaan uitstraal in die lewe daar buite. Hy sal jou gewillig en bekwaam maak. Fokus net met jou lewe totaal en al op God. En wanneer jy dan onder beproewings kom, wanneer jy dalk in die nood is, dan vra ons as gemeente, as geloofsgemeenskap saam dat God, wat verseker kan, jou spoedig daarvan sal verlos. Verstaan jy waarom wil ons weet, wat is jou vreugde, wat is jou smart? Dat ons as geloofsgemeenskap kan verenig in jou persoonlike behoefte. As ons tog nou al die nood van ons sonde besef, sodat ons dringend uitroep na God vir genade, sal ons in geloof aan Christus vasklou en ons hoop en ons vertroue en ons hele lewe op hom rig. Want dan, vir elkeen wat in hom glo, bewerk hy 'n asemrowende verlossing, sodat ons geen vrees meer het vir die oordeelsdag van God nie. Deur geloof in Christus Jesus se oorwinning en die sekerheid wat die Heilige Gees in ons werk, dat ons daarin deel is, want die Bybel sê, gesalf met dieselfde Gees as God, huppel ons daardie dag van oordeel tegemoet en sing ons nou reeds nuwe lofliedere tot sy eer. Wat vir die wêreld en die ongelowiges en die goddeloses 'n verskriklike veldslag sal wees, is reeds vir ons as gelowiges 'n lofdal vir elkeen wat in Christus glo. Gaan daarom, geliefdes, opnuut, glo in God, leef toegewyd in intieme verhouding met hom en vrees dan geen nood en geen beproewing. Wees verseker van sy uitkoms, soos en wanneer dit hom ook al behaag. Verteenwoordig hom, verheerlik hom wanneer dit met jou goed gaan, maar veral ook in jou nood en in jou beproewing. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons kan nie anders as om vanoggend dankbaar te wees vir soveel genade, vir soveel liefde, vir soveel betrokkenheid by elkeen van ons as sondaar mense. Dankie Here dat ons Josafat en Bloedrivier het as voorbeelde van u verlossingskrag, u almag, u teenwoordigheid en elkeen wat glo en lewe volgens u woord. Here, daarom bid ons dat u ons sal kom vernuwe, dat u vir ons 'n nuwe uitkyk op die lewe sal gee vanoggend, dat waar daar beplanninge is in u koninkryk hier op aarde, dat ons met volle ywer, met vertroue,
daardie besluite sal neem en sal voortgaan en sal doen soos wat U van ons vra. Dankie vir soveel aktiwiteite, vir soveel voorstelle wat hier uit ons gemeente kom en dit alles om U te verheerlik, om U naam groot te maak, om in dankbaarheid te glo en te vertrou op U woord. Here, ek wil vanoggend bid vir groot en vir klein in ons gemeente, vir oud en vir jong. Here, U weet wat elkeen se behoefte is, U weet wat ons vreugdes is, U weet wat ons vrese is. Dankie dat ons aan U voete kan kom neersak in aanbidding, omdat U die Almagtige is, die Alomteenwoordige, die een wat vertrou kan word. Dankie vir ons aanbidding, ook hier in die AP Kerk Potchefstroom, waar U ons met soveel nuwe gesigte seën vanoggend. Gee dat ons vrede sal vind in U woord, dat ons lewens sal bou rondom dit wat U van ons verwag. Want dan weet ons, is ons in die beste hande. Ons bid hierdie dinge in diepe afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus. Amen.